Welkom terug. Ek hoop as jy 'n golfspeler is jy nou voor die televisie, want hier kom 'n gesprek wat jy baie sal geniet. Bertus de Klerk het al die geregistreerde golfbane in Suid-Afrika gespeel. Ja, almal. Is amper 500. En hy het baie lekker stories om te vertel, veral oor, jy weet, lekkerste klubhuis, beste baan, grootste verrassing, waar moet jy na kyk? Nee, daai tipe van dingetjies. Ons selfs vanmôre met hom. Goeiemôre Bertus. Pierre, goeiemôre. Wat 'n voorreg, Jennifer. Dis lekker om hier te wees en dankie vir die lekker geleentheid om met julle te gesels. Ons absoluut ons voorreg. Bertus, ons moet praat oor, kom ons begin eers oor golf. Baie mense gaan vra, liewe aarde, het jy afgetree, kom jy so baie tyd? Maar kom ons gaan nou daarby uitkom. Kom ons begin eers by golf, die spel self. Ja. Dis nie 'n game wat iemand jou gaan tackle by die kantlyn uit of 'n bowl of vir jou bal vir jou kop nie. Ja. Wat maak golf vir jou die volmaakte sport? Pierre, ek was 'n tienkamp atleet en as 'n tienkamp atleet moes ek kompeteer teen 'n stophorlosie en 'n maatband. Teen jouself? En myself, ja, van die saak, myself te verbeter. En dit het my 20 jaar gevat dat my broer my probeer kry het in die golf, wat ek nie kon verstaan dat 'n ou vir 5 ure nie 'n sweet opbou nie. Weet, ek het 4-5 ure 'n dag geoefen. En toe kom ek agter, maar golf is soos tienkamp. Dit is jy, die stok, die bal en die baan. Jy kan nie die caddy die skuld gee. Jy kan regtig nie, jy weet. En elke hou is 'n hou op sy eie, sy ervaring op sy eie. En dis 'n leerproses waardeur jy gaan. Om vir jou te kan sê, maar ek moet vergeet van die vorige hou, die volgende een. En dit is wat die pros so goed maak. En dit is fenomenaal. En weet jy wat, as jy daai volmaakte hou slaan, dan bring dit jy die volgende keer terug baan. En dis die special van golf. En almal kry dit reg om daai absolute volmaakte hou te kan slaan. Daar trek hy 100% reg by die pen, jy weet so. En dan slaan jy 7 slegte houe daarna, maar jy wil teruggaan vir die goeie hou wat jy geslaan het, Bertus. Net so. Presies dit, net dit. Hoekom het jy besluit jy wil al die geregistreerde bane in Suid-Afrika speel? Weet Jennifer, wat gebeur het is ek was 'n nasionale opleier en ek het eendag in die Golf Digest het ek gesien daar is 'n ou wat die top 100 bane gespeel het. En ek was baie geamuseerd oor dit en toe begin ek dit merk en ek kom agter, maar ek het nog 18 bane nodig. Nou is ek nasionale opleier, so ek vlieg Kaap toe. Jy sien die land? Ek sien die land en as ek Kaap toe vlieg, mense vra, "Yes, like wat se werk doen jy? Of werk jy of is jy afgetree as jy nou gevra?" Dan sê ek het baie van my gesinstyd opgeoffer. Ek het Sondagoggend vroeg gevlieg, dan het ek die laaste afslaantyd in Mowbray geboek en dan sommer die laaste afslaantyd die middag by Steenberg. So dan speel ek sommer 2 van die top 100 bane. Ja. Jy weet, en dis hoe ek dit reg gekry het om uiteindelik by al die bane uit te kom, om die top 100 bane te speel en toe begin ek besef, maar daar was 'n golf directory en ek kry toe die boekie, so A5 boekie en ek sien waar die bane is en toe begin ek myself beplan, jy weet, as ek in Uppington moet gaan opleiding gee, dan ry ek met die kar en kom ek deur al hierdie plattelandse dorpies. Dis 'n ronde op elke baan. Jy weet, en dit vat my 1 uur en 15 minute om deur 'n baan te beweeg. Jo, Ek het letterlik, dis nou 'n 9 puitjie baan, 9 puitjie. Ek het letterlik 'n 5 yster, 'n 7 yster, 'n sandyster en 'n patter gevat, 4 balle in my sak en dan loop ek deur die baan. So ek probeer nie 'n goeie telling opsit nie. Ek probeer die baan speel en ek kyk om die baan te probeer onthou, want Ja, te ervaar. As iemand hoor ek het al die bane gespeel en sê, "Hoe het jy al daai baan gespeel?" Dan moet ek begin onthou, wanneer het ek hom gespeel? Waar, jy weet, ek meen ek het hom 1 keer gespeel om hom te kon afmerk. Hoeveel bane het jy nou gespeel? 553. Meer as 500. Maar kom ek sê vir jou, daar was 'n man, Andrew Georgia, hy is 'n professionele speler en hy het op daai stadium 180 bane gespeel en almal het gedink, "Jesus, like hierdie ou het baie bane gespeel." En toe begin hy 'n applikasie. En ek het een môre toe ry ek
nog Magalies toe om daar te gaan speel en ek sien hier so op die weerkaart sê hulle, hoeveel bane het jy gespeel? En ek klik daar in daai aand, toe maak ek die applikasie oop. En ek weet nie of julle die OJH beginsel ken nie. Nee. Jy weet as jy 'n boek vat en jy blaai hom so en sê o ja, jy weet so. en wat letterlik gebeur het is hy het al die bane gelys in die wêreld. Het hy gelys so jy kon in die provinsies ingaan en net onthou en klik en 2 ure later toe stuur ek hom in 5 minute daarna kom jy 'n boodskap deur. Dit is fenomenaal. Gee my meer inligting. Intussen het hy gesê hierdie ou is 'n fake. Jy weet, dit kan nie wees nie. Dis vra ek van stuur van jou e-posadres, dan gee ek vir jou 'n hele spreadsheet met saam wie ek gespeel het, die telefoonnommer van die ou, die persoon, die alles, die telkaart, die alles. En dit en toe word ek en Andrew goeie vriende en ek help hom met sy applikasie en so aan. Maar die ding is nou, jy's nou 'n bron van inligting, 'n onuitputbare bron, want daar's nou 'n klomp goed wat as ek 'n klubkaptein is, wil ek graag by jou weet. Jy praat van goeder soos die papier waarop die skorkaart is. Daar's 'n ideale papier vir dit. Net party ouens sê dit. Jy praat van die klubhuis. Ja. Wat in die klubhuis werk altyd die lekkerste. Jy praat van 'n lugkompressor by die een baan net om jou skoene skoon te spuit, om die stof en die modder en die gras af te spuit. En wat 'n briljante idee dit is. Ek sal graag by jou wil sit vir 2 ure en 'n lysie maak vir my eie baan. Weet jy Pierre, dis eintlik maklik. Toe ek bietjie ervare word, toe kom ek agter, ek meen die Golf Digest het vir my gesê waar is die top 100 bane. En ek het na die ouens toe gegaan en vir hulle gesê, luister ouens, ek het soveel bane gespeel, kom ek help julle om die rating te doen, jy weet. En ek was nie 'n single figure handicap nie, hulle het gesê nee. Jy moet amper 'n pro wees om te kan evalueer. Nou kyk man, ek was 'n paalspringer. My coach was nie 'n paalspringer nie, maar hy kon my baie goed coach. Hy kon my afrig en ek kon dit nou nie verstaan het nie. Maar soos wat ek toe na die bane speel, toe kom ek agter. Jy weet as jy uit die pro shop uitstap, dan moet jy presies weet waar 1 en 10 is. Ja. As jy op die bof kom, moet jy presies weet, dis gaatjie 1. Wat is die strook? Ja. Die moeilikheidsgraad, hoe ver is hy? Ja. Jy weet. En as jy in die fairway afstap, dan die gemiddelde golfer in Suid-Afrika het 'n 16 handicap. Hy wil nie met 'n rangefinder kom en soek nie, glad nie. Hy wil 200 meter, hy wil sommer weet waar is die merkers, 250 meter waar is die merker. Hy wil weet waar is die 100 meter, want hy wil net sommer speel. En nie alle bane het daai merkers. Nee, dit is presies wat jy sê. Met ander woorde, elke golfbestuurder kan sy klap so begin regmaak. En dan die rof. 16 handicappers speel ook met 'n Pro V1. Ja. En met die gevolg is, hy wil ook nie bol verloor nie. Nee. So die rof moet so wees dat hy ten minste sy bol kan kry. En Rof, nie ongenadelik. Nee, ongenadelik. Ja, dis reg. En dan as jy op die green kom, almal dink hulle kan pad, jy weet. Die green moet regtig perfek wees en as jy aan die einde van die dag kyk, as jy terugkom in die klubhuis, skoon handdoeke, lekker warm water, 'n lekker kroeg, 'n lekker haalweghuis. Ek het 'n puntesisteem ontwerp vir dit alles. En as jy dit het, dan kan jy jou baan regtig self bestuur en beter maak. Hoekom? Vir jou kliënte om so te kom. Absoluut, want op die ou einde is dit daai gemiddelde 16 handicap speler wat jou baan aan die gang gaan hou. Dis Bertus, baie dankie. Ons tyd is verby, maar ek het nog 'n halfuur, 3 kwartier se vrae vir jou. Baie dankie dat jy by ons kom kuier dit vanmôre. Hou aan speel en asseblief dink bietjie daaraan om jou eie verwysingslysie saam te stel. Ja, ek het 'n hele verwysingslys reeds saamgestel en enigste wat ek nog sou wil doen in golf in my lewe, ek wil al die bane in 1 jaar speel. Alle wêreld. Mens dink nie dit kan gebeur nie, maar dit is
En dan wil ek julle twee nooi om saam met my eendag te speel. Ons is daar. Maklik. Ja. Maklik. Ek gaan bietjie in die klubhuis sit vir 'n rukkie, maar ja, ons gaan definitief speel. Baie dankie Bert, dat jy 'n draai kom maak het. Ag, Pier, Jennifer, dankie vir die geleentheid. Dit is lekker om met julle te gesels en mag julle 'n wonderlike dag beleef. So dis Bertus de Klerk, die man wat 500 en hoeveel? 553. 53 bane in Suid-Afrika gespeel het al op wêreld. Bly net daarby, as ons terugkom die advertensiebreek is natuurlik tyd vir die nuus, dan die markte en dan daai dame met die weer.